Dag agter kykers, dankie dat jy saam met ons weer kyk na hierdie program met die titel Godsdienst en Koerante, wat uitsaai uit die Noord-Kaap op die TV-stasie Homebase TV. Ons praat hier en kyk wat sê die koerante, die paar koerante wat oorgebly het, gedrukte koerante en dan nou 'n paar e-koerante en veral die Engelse koerante, hulle bly nog daar. Wat praat hulle alles oor godsdienstige sake? Hier by my het ek weer eens vir Regard bly. Ag, sê van, so Regard, ja. Hoe gaan het met oom? Nee, koud en nat en met jou? Ag nee, ons gaan maar aan, oom. O, jy gaan maar aan. Ons gaan maar aan. Okay. Deur die storms en die wind en die weer en die al die dinge. Bietjie erg gewees, Dit nee. was nogals erg. Baie was erg. nogals erg. Eintlik Ek het- verskriklik erg. Ek het gery hier deur die Kaap toen Dinsdagoggend baie vroeg. Ja, En ek moes so zigzag ry tussen al die bome en die takke en ja, baie erg, baie erg. By ons het op die skole geval, al die plekke geval, baie ja, erg. dit was oral. Wat het jy nou daarmee te begin? Jong, oom, ons het hierso nou 'n prentjie. Die koerant het altyd prentjies, Het nog baie baie prent- ja. koerant het nie altyd sulke prent of Dis eintlik kleurprent. wat hartseer is, nee. Jy mis daardie, want 'n prentjie vertel 'n storie, jy weet. So ons sien nou hierso, is al 'n paar vrouens wat hierso staan en dit lyk asof hulle nou offergawes het in hulle hand. Hulle loop nou daar na 'n plek toe. Ja. Nou die ondersê die devotees arrive at the Lingari Temple in Bhubaneswar, India. En daar sien ons nou die afgod wat hulle nou daarso het, wat hulle nou hulle offers voorbring. Dis maar hartseer, né? Dat Hartseer hierdie afgode dienaars wat nie die waarheid ken nie, is 'n hartseer. ja, en baie keer is dit ook van hulle moet maar hulle gode paai, anders is hulle in die moeilikheid. So Ja. Ja. Hier het ek nou 'n interessante tekenprentjie. Ek weet nie of dit met jou gebeur het nie. Maar ek het nou in my kop gekry 'n groot idee daar, bekommernis, en die volgende dag toe snik, maar hierdie hele idee vir my is nou 'n tekenprentjie in die koerant. sjoe, Ja, oom kan nou nie toekoms sien. ek kan net gevolgtrekkings maak. Ja, nee, ek is daarom nou nie helder sien uit nie, gelukkig nie. Ja, hy's nou 'n prentjie en daar sit die oomie op sy stoep se dak, nou op die stoep se dak met sy hond. Erg beteuterd lyk hulle daar so in die wêreld is vol water. Sy stoel onder hom, onder die dak is halfpad oorlopend vol water en sy het water links en regs. En ver weg sien jy die windpomp daar ver weg. Nou sê, julle sal my nie glo nie, maar daar op die horison is die volgende droogte reeds op pad. Sjoe, En nou sê die olifant, dis die seekoei. die seekoetjie onder sê, droë humor. Nee, ek dink is 'n nat humor, want die water is nat daar. Maar dit is hartseer, nee. Baie van hierdie boere, hulle is nou deur 'n geweldige groot droogte, amper alles verloor, en dan kom die water so erg, en dan spoel dit, die res wat oorgebly het, spoel dit ook weg. Hier is een berig, ek het dit nou nie so saamgebring nie, sê hier so, een boer, hy het sy skape allemaal gebring uit die veld, want die storm kom nou onder die afdakke sit daar. En toe hoor die nacht dit reën so verskriklik, kyk uit, toe sê, die water is half dakhoogte. Dis vreeslik. En die volgende oggend gaan kyk, toe het 40 van sy skape verdrink en 60 lammetjies. Dis vreeslik. Dood. Sjoe, Dus nou sal jy daar die afdak moet skuif na 'n plek waar er nie water was nie, soos, ek kry die arme boere so jammer. En daar's 'n vriend van my wat nie eintlik 'n gelowige is, en hy sê nou, al hierdie dinge, is dit nou, is dit 'n natuurverskynsel, of is dit God wat dit veroorsaak, of wat? Ons gaan maar nie op daardie vraag hier so in, ons sal te lank gesels daaroor. Ja, sies nog. hier het ons nou nog 'n prentjie. Mense sit ook op die dak. Nou, hierdie is nou nie 'n spotprentjie nie, hierdie is nou 'n regte foto wat geneem is. En daar sit 'n klomp mense op 'n dak. Jy kan sien ons En dis nie die afdak se dak nie, dis die huis se dak. dis die huis se dak. En daar sê jy sien, daar's die leer nog daar in die water wat hulle mee gebruik om op te klim. Dit sê so floods in Kleinmond claim lives of 3 farm workers. Ai, tog hier. So 3 mense hulle lewe verloor. Hier naby ons.
En dan hier in die prentjie onder sien ons waar hulle met bote die mense gaan help het. Sjoe, dit is nie ver van hier af, hè? Nee, ja. Ek sou nie dink by Kleinmond is dit so erg nie. Maar dit was orals, né? Orals, ja. Orals. Kyk hierso, jy sien orals. Hierso is nou jy moet my reg help hierso. Hulle sê, kerk se dak waai af. Maar as ek na die dak kyk, het hy nie afgewaai nie, hy het opgewaai. Sien jy daar? Ek sien, ja. Hulle moet sê, kerk se dak waai op en daar is hy nog vas Sjoe. in die lug. En hulle sê onder, die African Gospel Mission Kerk in Pakkersdorp. Na 'n stormsterk wind maandag die dak afgewaai het, nie opgewaai het, kyk die prent is duidelik opgewaai nie. Die voorval het gebeur toe stormsterk wind wydverspreide skade in George en omliggende gebiede aangerig het. Talle bome is omgewaai en het op heininge of mure beland. Huise, woonstelblokke en selfs skole se dakke is ook aan die slag gebly. Ja, by ons bou ons skool hierso. Ja. Dak af, Sjoe. bome op karre, al die dinge, né? Die gebou word gereeld gebruik vir vergaderings, begrafnisse, opleiding en ander gemeenskapsaktiwiteite. Tragies. Nou ja. Ja. Hier is nou nog 'n foto. Hier is hy uit die Cape Argus uit. En hierso sien ons, die pad is weg. Dit sê so flood damage, and said Worcester was hit by severe storm on Tuesday with heavy rain, gale force winds and icy conditions sweeping across parts of the Western Cape, washing away sections of road. En ons ken hierdie pad toe, maar ek het al baie hierdie pad gery. En nou is hy weg. Interessant, die pad hierso na Kleinmond, waar ons nou daarvan gepraat het, hierso al langs die kus. Hy was 2 jaar gelede, was die pad net so erg totaal verspoel, want maande genoem om reg te maak. Hy is nou alles reg, maar om deeglik reg te maak, om verskriklik sterk daar so versterk en so voort. Ja, ai. Maar hulle gaan nou seker maar dieselfde hier moet doen. Ja. Anders dan gaan hulle dit hier moet oordoen. Ja. Jong, dit is nie die enigste, wat moet ek sê, tragedie of slag wat ons land tref nie. Ja. Kyk hierso, né? Dieselprys styg met meer as R6 per liter. Ons het laas keer oor gepraat. En dit sê so, die voortsleepende oorlog aan die Midde-Ooste het gister sy wurggreep op die SA-ekonomie versterk door die Departement van Minerale en Petroleumbronne 'n styging van meer as 6 liter aan die dieselprys op 'n styging van meer as R3 per liter in die petrolprys aangekondig het. Ja. Aangekondig het. Ja. Nou as jy kyk daar, die pryse, dis nou die groothandelprys, in die binneland is dit 32, by ons is dit R1 wat goedkoper, dis by die amper 35, en dit gaan nou op met nog R3, eind van maand sê hulle daar. Dis verskriklik hoor. Nou jy weet, snaaks hoe party dinge en mense kop vassteek, dit steek in my kop vas, toe ek jong was, het hulle my gesê, as jy in die stasies gaan werk, begin jy met R35,50 per maand is jou begin salaris. Snaaks, ek onthou daardie goed. Ja. Jou salaris per maand is R35. Ja, 'n maand. 'n maand? Ja. Hoekom is nie ernstig nie? Ek is dood ernstig, daardie onthou ek. Dis hoekom, en dit was 'n goeie salaris gewees. Jo, ek het dit nie geweet. Kyk hoe trek jy nog gesit daar. Jy seker, jy's toch baie jonk, ek ken nie daardie goeie ou dae nie. Sjoe. Ja, nou ek het begin werk vir die WNR en toe het ons daar maar 'n bietjie meer verdien, want ek het al 'n graad gehad, maar dit was 35. Nou, met daardie geld kan jy nou 1 liter koop en 10 kilos ry. Dan is jou salaris vir maand op. Dis malligheid. Ja, dis malligheid. Maar dis malligheid hierdie geweldige, ongelooflike pryse. Sjoe. En dan op daai het ons nou nog 'n spotprentjie hierso. En die bo sê dit honger. En nou is die petrol en die diesel, lyk soos die dieselpomp en die petrolpomp wat honger is, né? Hulle hou jou, hulle hands up jou, En jammer, maar alles is lankal op. En dis nou die verbruiker, begroting, en alles is daar doodgekrap. Alles klaar uitgegee, hulle het nie nog geld vir petrol en diesel nie. En die ondersee is die koeie en Trump voel vere. Almal is kwaad vir Trump, lyk dit my. Ai, sies toe. So ja, nee. Arme Trump. En dan is daar nou hierso 'n beriggie, en sê, wag, wat? Regering sukkel met somme vir nuwe dieselprys. Wat is 'n desimale punt nou tussen vriende? Selfs al het dit te maak met die hoogste dieselprys van alle tye.
Daar was gister 'n Babelse verwarring. 'n Babelse verwarring. Ja. Kan jy dit glo, hè? Mens kan amper sê 'n Babelse en 'n Bybelse verwarring, maar Babelse verwarring, hulle gebruik baie van die Bybelse terme, né? Maar natuurlik, party mense glo nie in die Babel of in die vloed of wat ook al nie. Maar ek glo daar was 'n Babel gewees en daar was 'n Babelse verwarring gewees daar en daar was 'n Noag se vloed, ek glo daar. Nou ja, toe die Sentrale Energiefonds 'n heel ander dieselprysverhoging aangekondig het, as wat die Departement van Mineraal en Petroleumbronne maandag aangekondig het. En toe moes die minister sê, ja, maar dis maar net 'n desimale punt foutjie, maar nou ja. Groot bohaai gewees, wat dan sal ingaan nie. Hierso is 'n spotprent, 'n tekenprent daaroor, en daar is die minister daar, Gwed, en hy sê, kan iemand nou 'n punt agter sy termyn plaas daar, en daar ry hy 'n perd, lyk my die kop se perd is soos 'n kommodaar, in elk geval. En op daai, hier is nou een uit die Mail and Guardian, Ja, Moment of Truth. moment of truth, ja? En hierso sit Cyril Ramaphosa op die so lekker bank en is net geld om hom. So wat is hierdie Ja, soos bossies, langs Ja, oral soor. Oral. So wat is hierdie Moment of Truth om? Oeh, jong, kom ons al 'n paar jaar al, hy het mos daar die honderde duisende, $500,000 in sy bank laat wegsteek daar, en toe steel hy dit, en toe rapporteer hy dit nie. Toe is daar nou groot kwessies daarso. Ja, het is 'n baie goeie prent daar. Jy sien dit mis jy nou op die E-koerant. En die ding is 'n goeie opskrif, want daar gaan altyd 'n oomblik van waarheid wees. Ja. Want jy kan nie weghardloop vir die waarheid nie. Die waarheid gaan jou inhaal. Ergens gaan hy jou inhaal. Ja, pragtig. Nou interessant, hierso is nou 'n klompie Christene wat reageer daarop. Altyd interessant, watter Christene en wie en watter kerkgenootskappe wat reageer op wat. Jy verstaan. Hierdie kom uit die Cape Algas uit, nee, accountability, ja. Accountability. Christian Forum calls for ANC apology over Fala Fala. The ANC has been asked to issue a public apology for misusing the parliamentary majority to shield President Cyril Ramaphosa from a potential impeachment inquiry regarding the Fala Fala Farm scandal in 2022. The South African National Christian Forum, SANCF, ons het al van hulle gehoor, het ook 'n paar geluide gemaak aangaande hierdie CRL-kommissie en ander dinge en so voort, so laat hulle stem daaroor daar. Wrote to the ANC, asking the party to offer an unreserved apology. Nou vra die Christene, laat Ramaphosa moet, nie Ramaphosa, die ANC, die party, moet apologeer for using a parliamentary majority to block accountability in the Fala Fala matter, saying it supports the revived impeachment inquiry without interference. So dis nou nie impeachment of the president, it's impeachment inquiry. En hy kan geïmpeach word soos in Amerika, en hy kan uitgesit word, dit is 'n moontlikheid daar. Maar dink hoe dit sal gebeur? Ja en nee. Dit is 'n... Want ek twyfel baie sterk. Maar ons kyk maar. Partykeer is 'n mens daarso, is jy verras. Het gaan aan hierso en sê, SANCF President Bishop Marothi Mashashana, in a letter issued to the ANC's leadership, including the National Executive Committee, said that by admitting that the organization placed the interest of an individual, Ramaphosa, above the constitution, the ANC will begin to dismantle the wall of resentment between the movement and the masses. The survival of your organization depends on whether you choose to climb down from the heights of pride to the level of the people. If the president or the leadership continues to prioritize self-preservation over the integrity of the state, the moral authority to lead will be lost forever, said Mashashana, who called on the party to consider what is best for the country. Dit is 'n baie goeie punt. Ja. En ons gaan maar kyk wat gaan gebeur as hulle dit nog gaan doen of nie. Waar is die Wêreldraad van Kerk? Waar sê hulle iets? Waar sê die ander? Nou ja,
Party kerk is maar so bietjie onder die radar, wil nie elke keer 'n uitverklaring maak nie, maar die plekke wat party kerk is baie lief om in te spring en verklarings te maak en dinge, en as nou doodstil, dank vir hierdie groepie wat daarom wys op integriteit. Ja. Dan heel oneindige af en sê, in November 2022, the Section 8-9 independent panel report concluded that there was prima facie evidence indicating Ramaphosa may have committed serious misconduct and violated both the Constitution and anti-corruption laws regarding the burglary at his farm. Soos dit was wat die verslag gesê het. The panel found evidence suggesting the president may have abused his power by utilizing state resources, specifically the head of the Presidential Protection Unit, to conduct a covert investigation to recover the stolen currency. Ja, jy kan nie onderhands onderduims werk nie. Nee, wat het hy gesê? Moment of truth. Nee, Ja. Die waarheid haal jy in, die wet haal jy in. Jy moet dit besef daar. Dan sê dit die Sonakantla, Fala en die Constitutional Integrity. Ja. En daar is nou 'n prentjie daar is van 'n Kantla. Integriteit is wat Integriteit. Nou, jy sê hierso, in both moments, the courts were forced to remind the state of a foundational democratic truth. Legitimacy is not secured by electoral majorities, party loyalty, or presidential popularity. It is secured by fidelity to the Constitution. So, die wet is belangrik. Wet is baie belangrik. En ons is, we are a constitutional democracy. Ja, Nee? Ja. maar die vraag is, word die wet gevolg? Volg hulle die wet? Ja. Ons maar sien. Hier is nou 'n skrywer, en die skrywer is hierso Clive Solomon van Goodwood. En hy skryf in die Engelse koerant, hy sê, CR26, Cyril Ramaphosa 2026, Fala, gone with the wind. Recent events have shown that Ramaphosa has been trying to build his legacy by traveling around the world, by having taken Israel to the ICJ, International Court of Justice. Ja, hy vat, laat my mos meer voorbeeldig wees daar, nie? Visiting the White House, appealing for the end of the Middle East war, calling for global inequality to be eradicated, and initiating a national dialogue. His report card has, by his own actions, shown that he has failed and now faces a possible impeachment. Dan gaan die skrywer aan sê, Ramaphosa has indicated that he will respect the Constitutional Court's judgment and uphold the rule of law. Ek is bly sê, ek hoop ek doen het, upholding the rule of law. But this is after the fact. As a former member and head of the student Christian movement, he should know that whatever is hidden in darkness will come to light. Maar sien, woorde is maklik om. Het is maklik om te sê, ek sal hierdie en hierdie doen. Maar dade is belangriker as woorde. Ja, en as jy 'n leier is en 'n leier was van 'n studente Christelike organisasie, dan moet jou morele waardes 'n bietjie hoër wees. Reg en verkeerd, né? Dan sê Ramaphosa's conscience demands that the truth be told to restore the people's trust in the presidency. Former presidents who have not completed their term of office are probably saying, what goes around comes around. Nou ja. Op daar is hier so 31 LP's sal Ramaphosa se lot bepaal. 'n Komitee wat met besluit op president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging geplaas moet word, sal uit 31 lede vanuit al 16 politieke partye in die parlement bestaan. Die ANC kry 9 setels op die komitee, die DA 5 en die MK party 3, terwyl daar aan die EFF 2 setels toegeteken is. Die oorblywende 12 kleiner partye kry elk een setel. So daar's nou 31 mense wat nou gaan sit. Evalueer en kyk. Maar ek bedoel, die ANC het 9, né? Ja, hulle het 'n groot... Hulle het 'n groot meerderheid daarso. Ja, So ja.
Ons weet nie wat daar Maar die gebeur nie. ster kan alles swaai nie, al die kleintjies wat saam staan, kan hulle alles swaai daar. Dus hopelik gaan hulle nou nie die mense probeer aan hulle kant kry nie. Nou ja, Kyk maar. en sien. Nou op hierdie ook, sal ons sien, hier so 'n spotprentjie, Ja, daar staan Cyril Ramaphosa daarso, en dan het hy het 'n tassie wat hy vashou, het sê die Fala president. En dan gebruik het nou die vlag van die land, om nou te wys, daar's nou 'n pad wat kruis. Die een kant is, hy moet nou besluit om af te tree en uit te tree, of hy moet impeached geword, né, die impeachment proses. So wat gaan hy kies? So hy het nou gekies, hy gaan maar eerder regs gaan, ja, hy gaan rechts en na, nie resign nie, so sal maar sien. eintlik 'n baie goeie prent daar met die landsvlag, nee, nou is daar goed. die vrik Baie goed uitgewerk. voor wat hy nou een of die ander kant, nee. Ja, nee. En net so met die oordeelsdag gaan nou ook vir ons 'n vrik wees, met die oordeel, net soos daarin. Nou ja. Nou is hier so 'n berig wat nogal my oog gevang het, en my laat dink het. En dit kom uit die Engelse koerant, het sê, Adams has history of disregard for the law. En my laat dink aan die Christene, baie Christene sê, mos, you can disregard the law, 10 gebooies by weggedoen, is onder genade, die wet is weg. Maar vergeet, daar is 'n oordeelsdag wat kom, en jy gaan geoordeel word volgens die wet, dan moet 'n standaard wees. You can't disregard the law. Nou sê hy so, Fadil Adams' bail bid was postponed to tomorrow as prosecutors dug deep into his social media posts to bury his chance of release. So hulle gaan, is amper soos 'n ondersoekende oordeel wat hulle nou ingaan, al die inligting uitkry vir jou, né? Yesterday, the Pinetown Magistrates Court was told the National Coloured Congress, the NCC leader and MP, has a history of disrespecting the rule of law, including the SAPS and the criminal justice system. The court also heard about Adams's previous run-ins with the law, playing video clips posted on social media dating back to 2023. So as hulle ondersoek jou verlede en kyk wat se oordeel kan vel. Jy kan nie glo wat mense alles op sosiale media plaas nie hoor. Dis skrikwekkend en dan dink hulle gaan wegkom maar meer. Die ding is, baie mense delete dit. Ja. Nee? So hulle post iets online en besef hulle, "Joh, kyk, ek moes seker nou nie dit gesê het nie. Dit kan teen my gebruik word." Dan delete hulle dit. Maar dit is klaar te laat, want daar is verskeie ek gaan amper sê stelsels of webwerwe en servers wat ook al wat in plek is reg om die wêreld, wat sodra iets online is, dan word dit geberre. So jy kan dit gaan kry al. Dus kom as baie mense wat hulle sal iets tweet of op Facebook wat ook al, en dan delete hulle dit en dink hulle, okay, dis nou okay nou. Dis nog steeds daar. Uiters gevaarlik en die regstelsel gebruik dit al hoe meer. Kyk, Yep. wat is die feitelike situasie? Ja. Want daar's 'n oordeel, daar's hof wat voorlê. Wat is die feite? Ja. Soos hulle ondersoek nou om 'n oordeel te kan vel. Amper so 'n ondersoekende oordeel, né? Adams is facing 3 counts of fraud and 2 counts of defeating the ends of justice. He's in court for his bail application. Jy weet, ek begin al hoe meer en meer wonder, ons as Christene, are we not also trying to defeat the ends of justice? Sure. Ek is taamlik in gesprek op hierdie WhatsApp groepe met ander Christene wat sê, maar die wet is meer weggedoen, is onder genade, die wet tel nie, ensovoorts. Is that not defeating the ends of justice? Die ding is, Daar is mos 'n wet, die wet staan, my oom was 'n dominee gewees, dominee Pieterus Sou, en as ons sy gemeente gaan besoek, dan lees hulle af daar, dis in daai tyd, 10 gebooie. 10 gebooie, lees hulle, jy moet luister, weet, wat is reg en verkeerd, jy kan nie in die hemel kom en die oordeelsdag sê, ek het nie geweet nie, nee, jy het dit gehoor, elke keer in die kerk, jy het dit gehoor daar, so was my so prachtig gewees daar. dis al sien, as jy reg die Bybel lees, dan sien jy, een van my gunsteling gedeeltes in die Bybel is Psalm 119. En as jy deur Psalm 119 gaan, amper die hele Psalm gaan oor die wet van God. Ja. Die woord van God, die wet van God. En dan is daar 'n hele klomp ander teksverse ook deur die hele Psalms, en daar's een wat spesifiek sê, dat die grondslag van die troon van God is reg en geregtigheid. Dis die wet.
Ja. Waarom? Dit is wat reg is. En so dit is die grondslag van God se troon. En jy kan nie dit verander nie. Dit kan nie verander nie. En die rede hoekom dit kan verander is die rede hoekom Jesus gekom het om te sterf vir ons. Presies. Want as die wet verander kon word of weggevat kon word, dan hoef hy nie vir ons te kom sterf Presies. het nie. Omdat dit nie kon verander nie. Jesus se eie woorde is geen jota of titel. Jesus se eie woorde. So, en as gevolg daarvan moes hy kom sterf het, want die loon van die sonde is die dood. En so nou het ons die tweede kans gekry. Ons moes doodgaan, maar nou het ons die tweede kans gekry om die regte ding te doen. Maar die regte ding moet gebaseer wees op die wet. Ja, gehoorsaamheid. Daar is 'n baie belangrike punt wat jy daar maak. Baie belangrike punt. Baie dankie. Ja, nou sê die volgende brug hierso. Fadil Adams' previous run ends with a law under scrutiny. En nou sê dit hierso, the court was told that Adams had a history of disrespecting the rule of law, including the South African police service and criminal justice system. The court also heard about Adams' previous run-ins with the law. Nou ja, jy moet respek hê vir die wet. Ja, nee. Nou op 'n ander noot, Ja, die rol van 'n verpleegster word jaarliks meer uitdagend. ja, En elke keer hoor ons van nog 'n dag. Nee? Ek het nie geweet jy kry 'n verpleegsterdag nie. Nou hierso sê dit, terwyl die wêreld voorberei vir internasionale verpleegsterdag op 12 Mei, so dit is nou verby, ja, val die fokus van jaar op die noodsaaklikheid om verpleegkundiges te bemagtig te midde van toenemende druk op gesondheidstelsels. Die tema vir 2026, Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Saves Lives, plaas die klem op die lewensreddende rol wat verpleegkundiges daagliks vervul. En hulle doen 'n groot werk. baie belangrik. Jou verpleegster, jou paramedic, al daai mense, elke dag is miljoene mense wat hulle hulp nodig het. So, Ek is baie bly hulle 'n verpleegstersdag. Dit is absoluut noodsaaklik. Ja. Baie noodsaaklik om dit te beklemtoon inderdaad. hier het ons nou nog enetjie wat aangaan op dit. Sê dankie aan al die verpleegkundiges. Dit is geskryf deur Henny Gerber die Parel. Elke jaar op 12 Mei word internasionale verpleegsterdag gevier omdat dit die geboortedag in 1820 van seker die bekendste verpleegster Florence Nightingale is. So dit is die Op haar geboortedag. My okay. wêreld. Dis Baie interessant. baie mooi. Ja. Sjoe. Nou ek het nou so nog 'n wêrelddag. Jy sal dit nie glo nie. Ek het dit moeilik geglo, maar dit is seker so, maar ek was eintlik half geskok gewees. Ja? En dit sê hierso, nou die opskrif is eintlik Grandma's wisdom illustrates the need for trust beyond words in digital security. Maar dit sê, with World Password Day being observed last week. Wat? 'n Wêreld Password Day. Daar's 'n dag aan die password beginsel. Dit is baie snaaks. A modern cybersecurity crisis looms large, driven by the rise of AI-powered threats. Jy weet, ek wens daar was nie 'n ding soos 'n password nie. Jy het al gesnel, as ons my hier so 'n ding probeer oopmaak op myself, dan sê van, what's your password? Dan vra ek vir oom, wat is oom se password? Ja. Nou soek ek op, want ek probeer elke password save daar op my selfoon. Ek al, hoe baie passwords, maar dan is hy nie daar nie. Daar is dit nou. Nou ja. En dan moet hy gereset word, en as jy hom wil reset, dan gebruik het 'n spesifieke e-posadres, maar dan nie die password nodig vir daai e-posadres. Ja. En dan, dit is amper soos 'n bose kring. Dit is. Nee, soos hierdie bose kringloop maak my sommer. Hier is daar een uit New York. Ja. Dit vra hy so, can ChatGPT be charged in a murder? Dit klink interessant hoor. Ja, nou, dit is nou tegnies, né? Before he opened fire on a Florida State University campus last year, killing 2 people and wounding 6 others, Phoenix Igner had a conversation, not with a friend, a parent or anyone who might have talked him out of it, but with an AI chatbot. According to evidence gathered by Florida's Attorney General, the student had asked ChatGPT which weapon and ammunition would be best suited for his attack, and when and where he could inflict the most casualties.
The chatbot, investigators say, answered these questions. Dis skrikwekkend. Absoluut. Now Attorney General James Utemeyer wants to know whether that makes OpenAI a criminal. If the thing on the other side of the screen was a person, we would charge it with homicide, he said, announcing a criminal investigation into ChatGPT maker OpenAI, and leaving open the possibilities of charges against the company or its employees. Dit is baie interessant, want normaalweg sal jy dink, daar is guardrails, daar is sekere riglyne en dinge wat in plek is vir al hierdie AI's. Want ek weet byvoorbeeld, ek het in die verlede, was daar iemand wat gesê het, byvoorbeeld as jy op Google gaan, en jy gaan soek iets op Google, dan, jy kan nie vir Google vra, weet jy so, hoe kan ek 'n bom maak, of hoe kan ek, verstaan, hy gaan vir jou sê, hy gaan nie vir jou die antwoord wil gee nie. Maar daar is maniere hoe mense om dit kom, verstaan, so dit is 'n baie moeilike saak. Dit is 'n baie moeilike saak, ek weet nie hoe hulle dit gaan regkry nie. En die ander punt is, ek lees baie keer in die berigte, veral in Engeland, dan is daar 'n voormalige Christen of wat, of 'n persoon wat ongelowig is, wat hulle bekeer tot die moslim geloof. So. En dan lees hulle also op die internet, en dan word hulle extremiste moslims. Ja. En dan voel hulle moet nou 'n terrorist word, want dit is wat die AI vir hulle sê wat 'n ware moslim doen daar. Nee? And they became extremists as a result of reading AI wat daar staan daar so. Kan jy dit glo? Extreme terroriste, ja, skokkend tragies. Jong, om nou te gaan na 'n ander onderwerp, die opskrif hier is Dopper Dominee, dubbelpunt. Hou moed, komma, synode kan nie waarheid vir ewig onderdruk. Dit is 'n opskrif met baie swaar gelaaide implikasies daar. Nie almal sal met hom saamstem nie, maar dit is nou die gesprek wat daar plaasvind. Kom ons hoor dit sê hy. Dit is geskryf deur Dr. Paul Kruger, emeritus predikant van die GKSA, dis die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika in Pretoria. Nou interessant, daar's 'n paar Dr. Paul Krugers wat emeritus predikante van die GKSA is. Regtig? Ja, hy is nou in van een is 'n emeritus professor. Okay. Ons laat sy brief ook, hopelik volgende week, kyk daar so. Dus moet maar nie al die Paul Krugers verwaar. Nou was natuurlijk enig gewees 120 jaar gelede, ek weet van hom. Ek weet van hom. Jy weet hom, okay. So toe ek daai naam hoor, toe dadelik het ek van hom gedink. Maar jy weet nog nie van hierheen nie. Nog nie van hierheen gehoor nie. Kyk wat hy nou sê, né? Hy sê, sommige uitsprake oor geloof en kerksake klink regtig asof antwoorde altyd klinkklaar in 'n Bybelteks staan, sonder enige oorblywende vrae. Ja, dis partykeer waar, baie keer waar, maar nie altyd nie, né? Dan sê hy, dit is egter dikwels 'n klaarheid of afsluitende insig deur die lens van 'n letterkneg, in aanhalingstekens, 'n letterkneg. Wat is 'n letterkneg? Iemand wat aan die letter kneg is. Ja, 'n kneg, hy hou by die letters van die woord, so daardie kan... So, wat hy eintlik wil sê is, jy vat dit letterlik. Ja, dit kan of positief of negatief weet. Hy maak nou 'n bietjie 'n negatiewe verwysing daarna, want 'n letterkneg met die Bybel is dikwels 'n goeie ding, maar party dinge moet jy bietjie in konteks neem. Nou dis wat hy vergaan daarso. Kan jy dan nie insien nie, vra so iemand. Daar staan er mos swart op wit in hierdie teks geskrywe. Ja, en dis baie keer 'n geldige argument daarin. Nogal 'n raak beskrywing van die woord letterkneg kom van 'n regsgeleerde. Okay, hierso het jy nou jou vraag dan, hè? Die letter van 'n bepaling het 'n konteks. En wie die letter bo die konteks ag, is 'n letterkneg. J.C. Paul. Ja, is baie belangrik. Die letters en die konteks. Ons het nou gepraat oor die wet, né? Jy moet die konteks vat. Hy praat daar, die Bybel, van die wet, die morele wet. Daar's 'n Moses se seremoniele wette.
En baie mense onderskei nie, hulle neem nie die konteks in ag, is dit die morele wet van God, of is dit Moses se siviele en gesondheids en ander wette nie. Jy moet daar dinge verstaan, soos konteks is belangrik. Konteks is belangrik, maar hier is die probleem, né? En dit is byvoorbeeld, ek gaan 'n voorbeeld gee wanneer konteks nie geldige punt is nie. En dit is wanneer, byvoorbeeld, ek het een keer, 'n klompie jare terug, het ek 'n video gesien, waar die persoon is hof toe gevat, omdat hy iets spesifiek gesê het, né? En nou is dit 'n tipiese haatspraak tipe van 'n ding gewees, né? En nou sê hy toe, nee, maar hulle moet die volle ding kyk in konteks. En dit is so, jy moet. Maar hy het ook daardie een stelling gemaak, wat baie duidelik baie iets spesifieks was. Nou, ek gaan dit nie sê op die lug nie, want ek gaan nie, dis iets wat ons kan sê op die lug nie. Maar so hy het daai gesê, maar omdat, sê maar byvoorbeeld, ek kan nou vir hom sê, ek hou nie van oom nie, né? En dan kan ek lang praat, en sê, maar het is nie so erg dat ek nie van hom hou nie, maar ek hou nog steeds, soos ek kan dit nou 'n mooi prentjie probeer, 'n klomp woorde by mekaar, so wat ek al, en sê, okay, maar kyk na die konteks, want daar is baie mense wat sekere stellinge maak, en dan probeer hulle om dit te praat, sodat hulle self amper kan verdedig, en wat ook wel. So jy kan nou sê konteks, maar jy moet ook kyk en sê, wat beteken die letterlike woorde? Verstaan, so jy kyk na alles. Jy kyk nie net na die een ding nie, so jy kyk nie net na die konteks, maar jy kyk na alles. En party mense sal 'n konteks interpreteer volgens hulle siening. Ja. En dan sal die woorde, sal dan nou aanpas en skuif om by hulle siening van die konteks aan te pas. Die probleem is met baie van hierdie mense, wanneer hulle praat van konteks, bedoel hulle nie werklik konteks nie. Want as jy vat na konteks, jy gaan kyk na die teksvers wat geskryf is, dan sal hulle sê, okay, maar daai konteks van daardie tyd is nie van toepassing op ons nie. Presies. Verstaan, so hulle sal sê, ja, kyk na die konteks, maar dis nie wat hulle eintlik bedoel. Hulle van dit heeltemal verder en verdraai dit en herinterpreteer dit volgens hulle eie huidige wetenskaplike insigte en sieninge, wat eintlik bots met wat dit eintlik sê. Kom ons kyk wat sê hy verder. Dit sê, dit is verleidelik, maar ook gevaarlik om die Bybel of kerklike dokumente deur die lens van 'n letterkneg te lees. Dit lei dikwels tot 'n soort bravade, wat wel stoer kan klink, maar soms 'n angstigheid verraai, om jou oop te stel vir die belofte van Christus, dat die Heilige Gees ons in die hele waarheid sal lei, Johannes 16:13. Die prediker John Robinson het hierdie wonderlike belofte blykbaar beter verstaan as talle na hom. Toe die Pilgrim Fathers in 1620 op die punt was om na Amerika te vertrek, het hy hulle verseker dat the Lord has more truth yet to break forth out of his holy word. Hierdie bemoediging geld natuurlik nog vandag vir alle kerkgemeenskappe, wat worstel om die vals dilemma tussen letterkneg en vrysinnig in besluite te oorkom. So wat bedoel hy met die vals dilemma tussen letterkneg en vrysinnig? Ons gaan seker verder sien, verder ons lees. Hier gaan dit egter vir my meer spesifiek oor die onlangse besluit van ons GKSA synode oor die vrou in die amp en die voortgaande debat daaroor. Die besluit van ons synode spreek 'n ernstige oordeel oor medegelowiges uit, selfs oor hulle wat die woord dekades lank genadiglik bedien en aan studente geleer het. En dan sê hy sien die aangrypende artikel van Prof. Ami van Wyk. Die stelligheid van die besluit hang na my mening saam met 'n letterkneg lens wat hoofsaaklik fokus op een teks. As die uitspraak nie sulke ernstige gevolge gehad het nie, kerkskering, sou 'n mens miskien met die volgende speels satiriese Nederlandse gediggie daar kon volstaan. En nou gaan ek daai vir oom oorgee om verder te lees, want oom kan Nederlands lees en nie ek nie. Ek kan nie eintlik nie. Toe ek op skool was, moes ons 'n Nederlandse boekie behandel. Ek weet nie, het jy Nederlands? Ek het geen Nederlands gehad nie. Niks nou, ek het so 'n bietjie, maar ek kan verstaan as iemand van Nederlands praat so bietjie, kan ek verstaan, maar ja. My naam is Bernhard, ek is genoem na Prins Bernhard van Holland. Okay. Maar ek het nie eintlik direkte Hollandse agtergrond nie. My ma was 'n Rousseau van die Franse Hugenoot en my pa was Fikker van 'n Duitse agtergrond. Nou staan hier so: bewaar my voor den waansin van het reg. Waansin. Ja, snaaks nie. Bewaar my van die waansin van reg en verkeerd, die reg, die wet, nee. Die sluwe waarheid van die letterknecht. Daar is letterknecht, nee. Die sluwe waarheid van die letterknecht. Ja, pas op, maar
maar bring in 'n konteks. Hy is de wilde haver op de akker. Wild, né? Van buiten glansend en van binne sleg. Ja, nou ja, hy het nou sy mes in vir letterkneg. Partyke miskien is daar geldige punt aan, maar pas op maar, dit is nie altyd verkeerd nie. Lees jou Bybel, vra die Heilige Gees jou beïndruk, wat is die konteks hiervan, en het beter te verstaan daarso. Dan gaan hy aan en sê, tog bring oud word, dalk meerdere mens meer om wysheid bid, as om satire na te streef. Hoewel die twee mekaar dikwels nie uitsluit nie. Syne is reeds oor die helfte van die baie sterk ouderdom van Psalm 90. Professor Ami is nog ouer. Ouer as 90. Ons het mos laas keer van hom gelees al hierso al. Wil ek liewers by 'n uitspraak van ons gewaardeerde, maar beslis nie vir afgode, ek is bly hy sê dit daarso, kerkleiers word partykeer vir afgod, wat nie korrek is, ja, respekteer hulle, maar moenie vir afgod nie, né? Gereformeerde kerkvader Calvin aansluit. Hy stel dat elke synode eintlik die Heilige Gees as voorsitter behoort te hê. As ekstreem en tog waarskuwende voorbeeld, ook vir ons almal vandag, noem hy 'n synode, alternatiewelik 'n konsilie uit die verlede. Ja, jy praat van konsilie van Trent en al die ou konsilies nie, maar deesdae modern is nou 'n synode, waar 'n mens voorsitter was en nie die gees van die Here nie. Nogtans meen hy dat die waarheid nie in die kerk te gronde gaan nie, al word hy ook deur een synode onderdruk. Hierdie waarheid word wonderbaarlik deur die Here bewaar, om weer eens op die regte tyd te voorskyn te tree en die oorhand te kry. Hy voeg dan by, ek ontken egter dat die vertolking van die skrif wat deur die stemme van 'n synode aanvaar is, altyd waar en seker is. Hierdie laaste sin moet met rooi letters oor ons jongste GKSA synode besluit geskryf word. Die onlangse brief, en dan verwys hy na die brief van Dr. Kobus van der Walt en ander bydraes dui daarop dat die synodale vertolking van die skrif in die saak eensydig let op die letter, en so die onmiddellike en weier kontekste verwaarloos. Ja, maar die probleem is daar verskillende teoloë en verskillende mense het verskillende interpretasies van daardie weier konteks. Hy het nou een interpretasie, maar nie al die GKSA teoloë dieselfde interpretasie. Dit maak dit nogal interessant. Ek wag nou dat hy vir ons nou die konteks gee van wat hulle gesê het. Want hy praat die hele tyd daarvan, ons wag nou. Die feit dat dit deur die stemme van 'n synode aanvaar is, maak dit nog nie waar en seker nie. Die grondliggende reformatoriese reël vir skrifvertolking is die Heilige Skrif, is sy eie vertolker. Nou ek stem 100% saam met daarmee. Baie belangrik. Ja. Kyk na ander tekste ook oor dieselfde onderwerp, kyk na die agtergrond, al die tipe dinge. Die Bybel is nooit teen homself nie. Ja. Voeg daarby wat aan doppers goed bekend is. In u lig sien ons die lig. Dit is nou regtig goeie medisyne vir 'n letterkneg. Medisyne vir 'n letterkneg. Ai. Immers deur die Heilige Gees se verligting ontvang ons in enige saak lig uit die hele skrif, waaruit hy ons nuwe en ou dinge, Matteus 13, laat haal. Daarvoor moet ons egter so lank in hierdie lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. 2 Petrus 1. Ja, ai. Dan gaan hy aan en sê, eerlik gevra, het die môrester in aanhalingstekens, veral die helder môrester van Openbaring 20, al by die synode oor die saak opgekom? Vraagteken. As die synode meerderheid oortuig is dat hierdie vroue in die amptsaak, die to be or not to be in aanhalingstekens, volgens Hamlet verwys hy, van die kerkraak, waarom wou hulle die ander nie verder probeer oortuig nie? Die vroeë kerk is soms eeue lank oor wesenlike geloofsake geworstel, om mekaar te probeer saamvat. Moes iets wat vir 'n synode meerderheid wesenlik is, daarom nie meer lankmoedig en liefdevol teenoor die ander hanteer word nie. Vraagteken. Ons wat deur die synode besluit vervreem is, moet hierdie saak egter steeds moedig en gewetensvol as middelmatig hanteer, in ooreenstemming met Calvin.
Ondanks die feit dat hy feitlik vanselfsprekend, soos kerkmens in sy tyd en kultuur, die uitwendige regering van die kerk, in aanhalingstekens, volgens die skriftoepassing in sy tyd vir mans gereserveer het, verklaar hy ondubbelsinnig dat dit nie noodwendig alle tye en omstandighede geld nie. Sien sy kommentaar op 1 Korintiërs 14 vers 35. Ondertussen moet die godsalige leser opmerk dat dit middelmatige dinge is waarvan hy, Paulus, hier praat, waarin niks ongeoorloof is nie, behalwe dit wat teen betaamlikheid, decorum in aanstekens en opbouing, dan aanstekens stigting indruis. Dan eindig af en sê, die ironiese vraag is of dit nie juis in ons tyd en in ons kultuur, bietjie versigtig as mense nou so verwys na ons tyd en ons kultuur, want Bybelse dinge is nie afhangend van ons tyd en ons kultuur nie, hoogs onbetaamlik en onstiglik is om vir vroue wat die gawes daartoe ontvang het en die Here self daartoe geroepe voel, die toegang tot besondere kerklike amptdiens te weier. Kom ons onthou wat hierbo aangehaal is. Al en dubbelpunt daarso, ne? Al is die waarheid deur een senoor onderdruk, sal Here sorg dat dit op die regte tyd weer tevoorskyn kom en die oorhand kry. Uitroepteken. Nou ja, dit is nou Ja, soos 'n paar dinge, nou gaan ek nou in die rede val. Ja, 'n paar dinge, vooral op die einde wat hy nou gesê het. Want hy probeer nou die konteks te gee. ja, gebruik om Ek het geweet hy kom met hierdie lang draai ja, om nou te kom by sy wat hy nou dink die konteks is. ja, Nou sy konteks kom daarop neer dat daai moet op 'n spesifieke manier gelees word en dat dit was in hulle omstandighede so gewees, maar jy weet, ons het ons eie kultuur en ons eie dinge. Nou kultuur is wonderlik. Dit is baie mooi om al die verskillende kulture in die wêreld te sien en te ervaar. En dis hoekom baie mense daarvan hou om, jy weet, vakansie te gaan hou in verskillende lande. Hulle sien die kulture daar en so. Dis baie mooi en oulik, wonderlik. Maar in elke kultuur, selfs in ons eie kultuur, elke liewe kultuur reg oor die wêreld, is daar baie dinge wat teen die woord van God is. dit is altyd korrek. So, ja, Ek moet, wanneer ek die woord in my lewe aanvaar en my lewe oorgee en 'n Christen word ek nie 'n volgeling van my kultuur nie. Ek word 'n volgeling van Christus. jy moet Nou aanpas by hom. aanvaar Ja, ek 'n hemelse kultuur. Dit beteken nie ek gaan my kultuur heeltemal net laat gaan nie. Nee. Maar ek moet gaan kyk wat is in my kultuur wat nie gaan inpas by die hemelse wat kultuur. botsend is. En dan gaan ek ontslaa raak van daai gedeeltes. Ja. So dit wat gaan oorbly moet dan kan inpas nie by my nie, maar by die woord se struktuur wat gegee word vir my. So en dan die volgende laaste gedeelte gesê wat hy het gesê vir vrouens wat dan voel, hulle is geroep of wat ook al. Ons moet nie gaan op gevoel nie. Ons moet gaan op wat is. Verstaan? Soos ek kan nie gaan op gevoel nie, want as ek gaan op gevoel, die vyand kan my baie dinge laat voel. En hy kan my baie keer mislei om dinge te voel. Adam en Eva het gevoel sy met die ding pluk, en toe pluk sy dit, en toe is daar sonde nou in die wêreld. So, jy kan nie gaan op gevoel nie. Jy moet gaan op wat is die waarheid. En so, ek stem saam met baie dinge wat hy sê, maar die punt waarby uitkom, is bietjie problematies. Ja. So, Ons nou kyk ander weke, wat is die ander invalshoeke van die ander mense? Ek het respek vir die GKSA, want jy weet wat hulle glo, en hulle staan by wat hulle glo, maar nie almal stem saam, ons kyk maar wat die ander sê, maar dit is nog 'n baie interessante gesprek daar. ons het so 2 weke terug, het ons gepraat oor die MRK en die beloftebos ding, Ja. en die hele palaver, Ja. wat daar aan die gang was, Ja. en hier is die opskrif, ooreenkoms onbevredigend, om die minste te sê. MRK en beloftebos skik na hofstryd van 6 jaar, en daar is die foto van die paartjie wat mos nou nie baie gelukkig was, dat Baie hulle nou op daai ontevrede, spesifieke plek wil trou en niks aan geen ander plek nie. En die onder sê dat die paartjie sê hulle sal die skikking saam met hulle regsverteenwoordigers bestudeer en daarna meer volledig reageer op dit, né? Ja.
So hierso kan ons nou sien, hier het hulle nou gereageer op. En hierso sê dit beloftebos saak, gay paartjie, die MRK het ons verraai. En daar so sit hulle om 'n tafel en hulle is nou ewe ernstig dat hulle is verraai. Middelbesware. Ja, kommissie sê 2 kies private litigasie. En dis geskryf deur Jana Breitenbach. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie, MRK's, onderskoot omdat hulle na bewering 'n selfde geslagpaartjie verraai het, wie se diskriminasieklag hulle beloof het om te verdedig, maar later die saak agter geslote deure geskik het sonder om die paartjie deel te maak van die proses. Sasha Lee en Megan Whiteling het skerp kritiek uitgespreek oor die MRK se hantering van hulle diskriminasiesaak teen die trouvenue Beloftebos. Hulle het dit as 6 jaar van institusionele verraad beskryf en beweer dat dit 'n fundamentele versuim van die MRK se grondwettige verpligtinge verteenwoordig. Die instelling wat ons klagte in die naam van die beskerming van die regte uit ons hande geneem het na ons mening nie net ons verraai nie, maar die hele LGBTQ++ ensovoorts gemeenskap, sê die egpaar. Jy sien, dis nou 'n groot konflik, nie net tussen hulle nie, maar Almal nou, né? die hele LGBT gay beweging daar. Ja, nee. Die De Villiers egpaar het gesê die huwelik is 'n verbond tussen man en vrou. Dis in die mense van die Beloftebos, né? Ja. Wat 'n diskriminasiesaak onder die wet van die bevordering van gelykheid en voorkoming van onbillike diskriminasie moes wees, het in 'n nagmerrie van internasionale mislukking ontaard, volgens die Watling egpaar. Wie sê? Wie sê volgens hulle? Wie sê? Ja, nee. MRK neem beheer. Die paartjie het die voorval by die MRK aangemeld, wat hulle saak ondersteun het, maar het toe volgens hulle beheer van die saak geneem en 'n klag by die Gelykheidshof in Kaapstad teen Beloftebos ingedien. Die MRK het homself openlik geposisioneer as beskermers van die LGBTQ+ regte en dat hy geregtigheid nastreef vir diskriminasie gebaseer op seksuele oriëntasie, wat egter ontbreek het, was die paartjie se name as deel van die saak in die hofstukke. Dan gaan aan en sê die opskrif daar is, skikking agter geslote deure sluit slagoffers uit. Ja, maar dit is nou 'n hele regstegniese punt daar in die proses wat daar beloop word, né? Volgens die wortelings was die skadelikste optrede die MRK wat agter geslote deure bemiddeling met Beloftebos aangegaan het en 'n skikkingsooreenkoms bereik het sonder om met hulle, die wortelings, te raadpleeg of hulle self tot die verrigtinge toe te laat. Ja, maar die hof het beveel, hulle moet probeer skik as hulle kan daarson. Dan gaan aan verder en sê, nog meer kommerwekkend sê hulle, het die ooreenkoms Beloftebos toegelaat om eenvoudig uit die troumark te onttrek, eerder as om die venue te verplig om selfde geslagpaartjies te bedien. Soos hulle wil nou hê, die MRK moet kom en mense verplig om teen hulle gewete en godsdienstige oortuigings op te tree. Ek weet nie, dit klink nie vir my reg. Hoe kan ek nou Wat klink dit vir hom? afpersing? Dit klink soos 'n dictatorship. Verstaan, dit klink soos 'n kommunistiese land of regering. Een sê moet afgedwing word op almal. Ja, waar byvoorbeeld daar's 'n sekere groepie mense wat voel so en nou word dit op almal afgedwing en jy word op alles geafforceer. En dis nie hoe dit werk nie. Ons is 'n land van wat teen diskriminasie is, maar van demokrasie, waar almal kan kies en as jou gevoelens seer gemaak word, dis dit jou probleem. Verstaan, jy moet dit nie iemand anders 'n probleem maak nie. Die punt is, wat van die menseregte van die gelowiges? Wat van die menseregte van hierdie eienaars van Beloftebos? Maar dit is hier soos die punt. En dis wat ek 2 weke terug ook vir hom genoem het. Ons het nie regtig oor gepraat nie, maar so die moslems voel baie sterk oor die homoseksuele stories en so voort, die LGBTQ ding, né? As sy nou, en asof hulle twee, as hulle nou gaan na 'n trouvenue wat besit is deur 'n moslem, gaan die moslem ook vir hulle sê, sorry, jammer, né? Maar ek kan hom waarborg, dit gaan nie regtig hof toegeneem word, daar gaan nie regtig 'n groot boei opgeskop word nie, want mense wil nie moeilikheid maak as dit kom met die moslems nie. Maar hulle sal dit doen met Christene.
Verstaan? So, want dis amper asof die mense dink hulle kan wegkom daarmee, hulle kan maar op Christene trap en is hulle okay wees. Ja. Maar dit is nie volgens die wet nie. Ja, baie tragies. Dan sê hulle, in gevolge die skikkingsooreenkoms mag die de Villiers egpaar nie troues aanbied nie. So is hulle hele besigheid is daarmee vernietig, aangaande trouenis nie. En indien hulle in die toekoms versoeke kry, mag hulle nie weier om dit as 'n selfde geslagspaartjie is nie. Maar sien, self daai, volgens my, is nie volgens ons wette nie, van die Is klaar diskrimineer, is klaar optrede teen hulle. Hulle diskrimineer nou teen hulle geloof. Ja, absoluut. Dan sal die opskrif fundamentele gaping in MRK se mandaat. Ja, sê wie. Die wortelings voer aan, ja, hulle voer aan, nie almal voer aan nie, dat die uitkoms meer verantwoordig as net swak saak bestuur. Dit lê 'n fundamentele gaping van die MRK se grondwetlike mandaat onder artikel 184 om respek vir menseregte en kultuur van menseregte te bevorder bloot. Die skikking vermy 'n geregtelike bepaling oor of opregte godsdienstige oortuiging kommersiële weiering van diens kan regverdig, sê die paartjie in hulle verklaring, en ook dat dit die kritieke regsvraag onopgelos laat en toekomstige LGBTQIA+ paartjies kwesbaar laat vir soortgelyke diskriminasie. Jy weet, ek het 2 briewe geskryf aan 2 koerante en gesê, maar het ons as gelowiges nie ook regte nie? Mag ons ook nie staan op ons geloofbeginsels nie? Ja. Nou, dit is nog nie gepubliseer, en ek glo nie, sal nie, want as jy LGBT ondersteuner is, dan word jy briewe gepubliseer. Ja. Maar as jy dit teestaan, dan is dit nou nie, maar wil nie veel van jou hoor nie. Dan gaan dit aan en sê, die paartjie eis dat die MRK 'n volledig openbare verslag van sy gedrag verskaf en bindende protokolle aanneem wat raadpleging met klaers vir enige skikking vereis. Dit het ook parlementêre oorsig deur die Portefeulje Komitee vir Justisie en staatkundige ontwikkeling geëis. Sommer met by die groot hamer moet die staat nou optree teen mense met gewetensbeswaring. Oom, as ek nou by 'n plek nou, nee, Ja. sê maar ek en my vrou nou toe ons nou trou, as ek nou na 'n plek toe gegaan het en ek kom daar, en hulle sê vir my, sorry, julle is Christene, ons kan ongelukkig julle nie help nie. Dan wil ek sê, okay, dis nou maar jammer. Ja. En dan dink om regtig waar, ek gaan die tyd en die moeite om nou vir jare lank 'n grief te hou, en dit aan, en ek verstaan nie, ek verstaan dit nie. Is daar iets fout? Jy weet, ek en jy en meeste mense sal baie teen gediskrimineer vir verskillende redes. Sê, okay, nee, goed dan, as dit jy voel as Kobaai, doen 'n ander ding, gaan 'n ander plek, of wat ook al, jy weet. Maar dan, Oi, die MRK in teenstelling vra om verskoning aan die respondente. Hulle vra om verskoning dat daar nie mediasie van die staatsbeheer was nie, sê hulle. 6 jaar van stilswye aan ons kant was 6 jaar te veel. Maar daar, ek is baie by die MRK verskoning gevra, omdat hulle nie vroeër mediasie toegepas en in gesprek het, baie belangrik. Die MRK by monde van Zena Nair, provinsiale bestuurder, het gesê die bemiddeling het plaasgevind in gevolg 'n hofbevel wat gedurende die saakbestuurproses waarby alle partye, insluitend die Wattlings, betrokke was. Die kommissie neem ook kennis van die Wattlings se seerkry, maar sê hulle het nie die egpaar onwettig van hulle eie saak uitgesluit en dit oorgeneem nie. Volgens haar die egpaar gekies om private litigasie te volg. Die MRK ontken enige onbillike optrede en bevestig sy verbintenis om die LGBTQ+ persone teen onbillike diskriminasie te beskerm binne sy mandaat. Nou, die brief wat oom geskryf het oom ook gevra, wat is die MRK se rol wanneer dit kom met diskriminasie teen Christene? Want ek sal dit graag wil weet, want die MRK is mos die Menseregte Kommissie. Dit is nie die LGBTQ regte kommissie nie. Verstaan, dit is alle mense. Wat beteken met enigiets, as dit nou jou geloof is, as dit ras is, wat ook al dit mag wees, is hulle mos nou daar om as jy daar gediskrimineer word teen jou nou, moet hulle mos nou kan help. En daar is mos nou baie duidelik teen hierdie mense gediskrimineer. En ek praat over die mense, praat ek van beloftebosse mense. Die werklikheid is, die MRK is gekaap deur die gay lobby
'n hele paar van die leiers in die MRK se familie is gay mense, soos hulle is baie pro-gay daar. En ek het my brief wat ek geskryf en gesê, maar die staat het altyd probeer voorsiening maak vir godsdienstige oortuiging. Ek weet in die oorlogsjare, Eerste Wêreldoorlog, Tweede Wêreldoorlog en die grensoorloë, kon jy kies, jy kan sê, maar kyk, ek het gewetensbesware om 'n geweer daaraan dood te skiet. Ja. Dan het jy ingesit in, wat noem die medics, medical corps, of jy kan 'n kok word, of wat ook al, so probeer voorsiening vir jou maak, laat jy inpas ensovoorts. Maar is daar geen voorsiening nie, jy sal, en wat ook al, nou, blok hulle jou, jy sal nie weer nie, Ja. as ons jou nie kan maak, jy sal nie, dan sal jy nie weer huwelik daar hou. En dis hoekom ek sê, dit is die SMRK, want dit is net sekere menseregte kommissie. ja. Dis nie alle mense nie. Dit is Ja. baie blank, ja. Sjoe, oom, kyk waar loop die tyd. Hoekom kyk jy so baie na die horlosie? Hy is nou die eerste keer wat ek kyk, kom, en Ja. toe sien ek. Ons moet klaarmaak. Agter kykers, dankie, ons sien die volgende week weer. Sterkte tot dan.